So jou verrassingsgas vanaand, ek seker julle paai het al gekruis iewers. He was in Parliament and then he left to start his firm. He's a current lawyer. And he wants to be the mayor of Tshwane. From the Freedom Front. Oh. Wil hy spies. Okay. Gewoon goed. Baie goed, dankie. Lekker om jou te sien. Ja. Jy het gesien, Willie. So, Hy was baie effektief as 'n LPO. ja. Maar ek hoop hy is nie die burgemeester nie, want ek ondersteun die ander keer. Maar miskien kan hulle saamwerk. Ja. What was interesting to me is when he mentioned this thing that he's returning to politics. Nou, jy het op 'n stadium, is jy uit die Vryheidsfront uit. Ja. Jy het allerlei goed gesê, soos hulle het morele kompas verloor en allerlei goed. Ja, dis wel goed. Hoekom was jy nou weer uit die Vryheidsfront uit? Ek het daar was verskeie redes en dis nou interessant. My eerste termyn in die parlement was Tony se laaste termyn. Ja, dis presies. En vir my was dit vreeslik belangrik dat daar moet altyd 'n sterk teenpool wees en daar moet ook 'n teenpool nie net in die parlement wees nie, maar in die burgerlike samelewing moet daar ook 'n baie duidelike teenpool wees. So ek het my letterlik vir 16 jaar besig gehou in die burgerlike samelewing. Ek het my prokureurskantoor weer oopgemaak met 'n tikster en ek self en 'n vernoot wat toe 2 jaar later afgetree het en hom geleidelik opgebou en onsself besig gehou met burgerregte litigasie en gehelp eintlik om op 'n klein manier maar tog AfriForum, Solidariteit, die beweging wat daarmee gaan as 'n buiteparlementêre burgerlike organisasie te bou, omdat daai buiteparlementêre oppositie vir my net so belangrik soos die binneparlementêre een is. So net vir een oomblik, jy weet hy doen al die siviele litigasie, hulle firma vir AfriForum. So Baie goeie kliënt. hulle was Dis 'n goeie kliënt. besig gewees die laaste ruk. Maar alright, so the biggest problem we've got is the greed factor. So maak nie saak wat jy doen, byvoorbeeld in Tshwane of in Johannesburg nie, someone's getting money, because of the fact that the infrastructure is not working. Yeah, and I'm not sure if the corruption's at one side of that. There was one of the most corrupt city administrations in the world, not here, amazingly enough, is the city of Chicago. It's unbelievable. And there was a novelist who wrote about Chicago and said the terrible thing with Chicago is not what's illegal, it's what's actually regarded as legal. In other words, you have a series of laws that enables it. So we have here someone disables the water system or neglects to do it, and then someone makes a fortune out of the provision of water tankers. Well, that's your problem here. Dis wat hier gebeur, ja. And so the question is maybe that's legal that they got a water tanker thing. Maybe they shouldn't have got that. And you get all these things. So everyone wants to feast on the carcass of what's gone wrong. So wat ek jou die hele tyd wou gevra het, jy kry die oproep van Corneille Mulder af en hy sê vir jou, ek wil hê jy moet staan as burgemeester in Tshwane. Want jy weet mos nou wat 'n boos en moeilike job dit is om die burgemeester te wees van Tshwane. Hoekom het jy jou hand opgesit? Kyk, Corneille in die eerste plek het nie vir my 'n job aangebied. Dit kan ek baie duidelik sê. Ek wil dit baie duidelik sê. Hy het 'n werk. En ek het 'n werk en ek het 'n goeie werk. Corneille het vir my gevra om weer betrokke te raak. Hy het gesê hy het my gegroet 16 jaar gelede en toe hy my gegroet het, het hy geweet dis nie vir altyd nie. Iewers vorentoe dink hy, het hy gedink, gaan daar weer 'n geleentheid kom wat ons terugkom. Maar hoekom? Dis amper 'n onmoontlike job hierdie om die burgemeester. Jy moet onthou dat 16 jaar gelede, en Tony gaan met my saamstem, 16 jaar gelede het die ANC op sy hoogtepunt gelê. Hy was hier diep in die 60% van steun. 69%. Ons was de facto 'n eenpartystaat. Daar was die oppositie was besig om sy voete te vind. Verskillende politieke partye het verskillende dinge gedoen. Die nasionale party het heeltemal uit die bus uitgeval en doodgeloop. Die 4+ het 'n bepaalde strategie gevolg. Die DA het 'n bepaalde strategie gevolg. Maar die feit van die saak was 16 jaar gelede was die ANC so massief groot dat almal het gedink hulle het self gesê hulle gaan vir ewig regeer. Gaandeweg het dit weggekalwe. Nie soseer die oppositie wat groei nie, maar die ANC wat versplinter in verskillende groeperings. En dan raak koalisiepolitiek moontlik, en waar dit 16 jaar gelede onmoontlik gelyk het om regeringsverandering ook in die parlement en in wetgewers en munisipaliteite te kry, is dit nou 'n realiteit.
I think we're now looking at a much more dynamic situation, precisely because that ice block is broken, it's crumbling. And so you've got more possibilities, democratic possibilities, political possibilities. And I think if, good people join together, I think those possibilities become even better. So realistically, what do you think is Willie's chances to become the mayor of Baie min, want ek kan Wasting his rol time. speel. No, I don't need wasting his. Look, I don't know. Listen, this Al Jamar chap, and absolute disaster, and he's better educated than him. It was standard 8 this chap had. He became the mayor of Joburg and they had 1 seat. So, never say never. They'll get more than 1 seat. But I think just on the last elections, the current polling, the DA is probably a bigger party in Tshwane than the FF. But the Freedom Front, it's got a very defined constituency. They've got some very good people sitting next to them now. And they've got a record in government, as the DA has. And I think if they can work together, they don't have to join together because they've got different interests and different groups they come from. I think they can do great things, as they tried to do before. Die goeie nuus is daar is peilings wat dit wys dat op die stadium die VF en die DA saam meer as 50% in Tshwane kan monster. Wat nodig is dat ons in die voorstede stempersentasies van naby aan 100% moet kry. Maar ek weet, Corneille Mulder het gesê dat, kyk, as die DA kans kry, dan gaan hulle in 'n koalisie met die ANC. Wel, ons weet nie. Dis nie my besluit nie. Tony sou dit nie gedoen nie, maar ek dink sy opvolgers doen dalk anders. Ek het nie vir Mandela gesê. So, Ja, ek weet. Good luck, Willie. Dankie. Yes, see. Hier is een van be careful what you wish for. Dis een van daai dinge. Kom ons kyk wat gebeur. Ek is hoopvol. Ek het die politiek is 'n spel van onmoontlik is, jy weet. Daar's Johnny Clegg het 'n liedjie gesing wat hy sê hy het gesien hoe die Berlynse muur val en hy het gesien hoe Mandela as 'n vry man uitgestap. As jy dit gesien het, moet jy kan droom. En ons moet aanhou droom, ons moet nooit moed verloor nie. En ons moet skouers skuur, ons moet verskil met mekaar, ons moet mekaar se foute uitwys. Maar ons moet ook planne maak om dinge te verander. Ek dink daar is 'n gemeenskaplike goedheid wat 'n mens kan nastreef en wat jou bring by iets beter as wat ons op die oomblik het. Ek glo dis moontlik en ons gaan werk daarvoor. Stranger things have happened. Dankie Willie, goed om jou te sien. Dis 'n voorreg om hier te wees. Dit is baie lekker om saam met Tony Ja, te kyk. ek ook. Baie dankie. Great chat. Yeah, Thanks too for much. coming up from Cape Town. My wife said I should speak less and listen more. But anyway, I did listen to you. Baie dankie vir die Klein Kaap Boutique Hotel hier in Centurion, amazing hotel wat vanaand na Tony omsien. Baie dankie Klein Kaap Boutique Hotel. Van ons kant af tot volgende keer. Cheers.